Tannie. Hallo Talita, hoekom is jy so verskriklik opgewonde vandag? O, Tannie, dis die wonderlikste naweek van die hele jaar en ek's mal daaroor. Tannie, dis 'n Paasfees. Ja, jy's reg. Paasfees is so 'n belangrike naweek en ons verstaan van Jesus en dit wat Jesus gedoen het. Dit is regtig 'n baie belangrike naweek. En Tannie, ek het dit gelees hier in die Bybel. My ma het dit vir my gelees, maar dis so wonderlik. En toe dink ek bietjie daaraan, waar het dit alles begin? En ek dink dit definitief nie by die paashaas en die eiers nie, maar by die donkie, Tannie. En terwyl ek so dink aan die donkie, toe verlang ek bietjie na Kronkie. En na die wat was dit? Was daai Ag, ek wens Kronkie was hier en hy kan praat, Tannie. Ja, Hallo Tannie, sê hallo. Kronkie, dis lekker om jou te sien. Ek dink die maatjies het jou so baie gemis. Ek bly jy kom kuier weer vir ons. En ek het julle net so baie gemis. Ag, jete Kronkie. Hoorie, maar vertel my 'n bietjie, hoekom het jy nou hier by ons kom kuier? Ek het by julle kom kuier want ek hoor dis Paasfees. Ja, en dis die belangrikste naweek in die hele jaar. Dit is so belangrik want dit vertel vir ons van Jesus se storie, nê? Maar Kronkie, jou oupa het seker vir jou vertel wat alles daar gebeur het en soos Tannie Talita nou net gesê het, hoe belangrik die donkie was in Jesus se storie. Ja, weet julle wat Tannie Michelle en Tannie Talita? My oupa Grootjie, die ou donkie het my nog vertel van die stal waarin Baba Jesus was. Ja, en presies so, Kronkie, dit is waar alles begin het. Jesus, die donkie, het vir Maria, wat hoogswanger was, toegelaat om op hom te ry tot by Bethlehem, en daar in 'n stal is Jesus gebore. En die donkie was die heeltyd daar en het eers saam met oom Josef alles gesien en vir Jesus ontmoet. Sjoe. Ja, en weet, daar was nog 'n belangrike deel waar die donkie was in Jesus se storie en dis toe Jesus in Jerusalem moes gaan beweeg het. En hy kon enige dier gekies het om op te ry. Hy kon gekies het vir 'n perd of ewen vir 'n baie mooi perdekar en 'n koets, maar dis nie wat Jesus kies om op mee te ry nie. Jesus kies 'n donkie. Ja, Tannie, dit is regtig so. Hy is nie soos ander konings nie. Hy's wel die koning van alle konings, maar hy het nie 'n koets of 'n perd nodig gehad nie. Hy het geen al daai fancy dinge nodig gehad nie. Hy het net 'n donkie nodig gehad. Sjoe, julle, die donkie is toe 'n wonderlike ding. Presies so, ou Kronkie, want die donkie is nederig. Hy's eenvoudig, hy's net sonder enige nonsens en daarom het die Here hom gebruik en hy die beste, wonderlikste werk wat daar is. Dis hoekom hy 'n wonderlike ding is. Ja, en die donkie dra vir Jesus daar in Jerusalem en al die mense is daar en hulle waai die palmtakke en gooi die palmtakke. Ek onthou hierdie storie by my oupa het dit ook vertel van die donkie wat ingestap het en die skare, die mense wat geskree het, Hosanna, Hosanna in die hoogste hemele. Ja, en die donkie doen dit nie so dat hy nou al die eer kan kry nie. Hy is 'n dienskneg van Jesus. Hy is net eenvoudig en nederig en hy laat Jesus al die eer kry. Dis nogal cool. Ek dink dis nogal belangrik vir ons om te weet dat hy dit gedoen het. Jesus so verhef het en geprys het en bereid was om net die donkie te wees, nederig waarop Jesus ry. Ja, en Tannie, dit het nie daar gestop nie. Kronkie, hulle het Jesus gevang en dit het eintlik nou daar gestop. Die donkie was klaar, maar hulle was nie klaar met Jesus nie. En donkie kon niks doen om hom te help nie. En hulle het hom daar gevang, hulle het hom geslaan, hulle het hom gespoeg, hulle het hom gespot. Nadat die Bybel sê, Kronkie, jy kan hom nie eers herken nie. Maar donkie, terwyl hy daar geloop het op die pad na Golgotha toe het dit gebeur, hy was so swak en moeg en hy het geval, en die soldate het net sommer daar so Kronkie vir iemand langs die pad gevat,
om die kruis verder te dra, want Jesus moes sy kruis self dra. So daai persoon wat die kruis vir Jesus mee gehelp het, was maar ook soos 'n donkie wat hy het Presies. gehelp om Jesus te dra, die kruis te dra. Ja, dit is regtig cool om dit te dink. So die donkie is van die begin af daar en laat Jesus op hom sit sodat hy al die eer kan kry, geprys kan word. En later is daar 'n mens wat ook daai werk doen, wat Jesus help, wat nederig is sodat Jesus geprys kan word. Ek dink hierdie is nogal belangrik dat ons dit besef. Maar Talita, hulle was regtig baie lelik met Jesus gewees, die mense in daai tyd, want sien, hulle was jaloers. Hulle wil nie hê Jesus moet die koning gewees het nie, en daarom het hulle hom laat kruisig. Maar Jesus het dit gevat, hy het dit gedoen, want hy het geweet, dit is wat nodig is, sodat ons sondes vergewe kan word, sodat ons gered kan word, sodat ons God se kinders vir altyd en altyd kan wees. Hy het dit gedoen uit liefde uit, maar hy moes baie seer kry om daai prys te betaal. Ja, Kronkie, hy het baie seer gehad en jy kon hom nie herken nie, so seer was hy. Dis vir my so hartseer. Ja, hierdie hartseer storie is eintlik 'n storie vir jou en my. Dit alles het Jesus vir ons gedoen. Hy het uit liefde aan die kruis gesterf, omdat hy vir ons sondes op hom wou geneem het. So hy het daar gesterf, so die keuse is nog steeds ons sinne. Wil ons sy kind wees of wil ons nie? Wil ons sondes bely of wil ons nie? Gaan ons hom in ons harte nooi en sy kind word of wil ons nie? Maar die heel belangrikste is, daai is ons keuse. Hy dwing ons nie, maar die belangrikste is, hy het die straf klaar aan die kruis vir ons sondes gedra. Ja, dis baie belangrik om te besef, hy het dit uit liefde gedoen vir elke ene van ons, sodat ons sy kinders kan wees. Maar die cool ding van hierdie storie is, dit is nie die einde nie. Die feit dat hy dood is aan die kruis vir ons sonde, dis nie waar dit stop nie. Dis een belangrike deel daarvan, maar Kronkie, jy weet toch wat gebeur het? Hy het nie dood gebly nie. Jesus het weer opgestaan uit die dood uit. Hy leef. Ja, hy leef, nee, na 3 dae het hy opgestaan en hy lewe, en dit is sulke wonderlike nuus, want die feit dat hy lewe beteken daar's vir ons ook vir ewig lewe, want hy die dood oorwin. En dis nie net vir een dag in die hemel nie, dis ook vir nou. Ons het daai lewe nou al, en ons lewe dit uit op die beste manier, wanneer ons die liefde wat hy aan die kruis bewys het, gaan wys vir ander. En ja, ons kan dit doen deur om te gee vir mense, iemand 'n drukkie te gee, om nederig te wees. Presies, en 'n oor te wees net om te luister. Ons het nie altyd die antwoorde nie, maar ons kan net luister. So ons kan wees soos wat die donkie was, en soos die man wat Jesus se kruis gedra het, uit liefde uit, diensbaar, want ons doen dit tot eer van God se naam, oor wat hy vir ons gedoen het, sodat almal dit sal weet. Ek is nie net 'n donkie nie. Ek is 'n dienskneg van Jesus. Dis wonderlik, Kronkie. Ja, jy's 'n dienskneg van Jesus, en net so kan ek en Tannie Michelle en al die maatjies wat kyk, of die mammas en pappas, kan ons almal 'n dienskneg van Jesus wees. Ons kan die donkie wees, nederig, eenvoudig, wat Jesus dra en uitleef, maar ook die belangrikste om God te verheerlik, want dit gaan nie oor my nie, Tannie Michelle, dit gaan alles net oor hom. Ek verstaan hoekom jy sê hierdie is die beste, belangrikste tyd van die jaar, want ons besef hierdie liefde van God, wat ons ontvang het en wat ons kan gaan uitleef. En ek hoop julle gaan dit doen, gaan kry sommer vandag 'n manier om vir iemand te vertel, of vir iemand te wys, wat hierdie boodskap vir jou ook beteken. Gaan ons bid? Ja. Kom ons maak toe ons werk. Here, so baie dankie dat ons U kan eer vir dit wat U vir ons gedoen het. Ons is hier op aarde om U te verheerlik met alles wat in ons is, om in die manier wat ons omgee vir mense, U boodskap verkondig, vir almal net te wys na U toe. U liefde, die liefde wat U gedryf het om aan die kruis vir ons te sterf, maar wat ook U laat opstaan het uit die dood, wat die dood oorwin het en lewe gee vir ons, van nou af tot in alle ewigheid. En ek bid dat ons dit in hierdie Paastyd sal onthou, dat ons dit sal glo en dat ons dit sal uitleef in ons skole en huise en oralste waar ons beweeg. Ons vra dit alles in Jesus se naam.
Amen. Amen. Baie dankie Tannie, ek het dit baie geniet en ek glo die maatjies het dit geniet en ons gaan in Paasfees is in met 'n ander storie. Maar Tannie, ek wil eers bietjie saam met Kronkie 'n liedjie sing. Gaan ons 'n liedjie sing? Ja, hou ons daarvan en hierdie liedjie gaan met jou Kronkie. Wonderlik. Ek sal julle 'n bietjie aanneem, ons dit vir al die maats wys. Okay. Yes, dankie Tannie. Kyk, geniet julle. Bye Tannie. Tannie. Ek was maar net 'n donkie en niks meer. Tog het daar ook 'n wonder, iets wonderliks gebeur. Vir iemand maak my lewe en wat ek doen ook saak, het ek my dit verbeel, my kruis het lig geraak. Op elke donkie rug is daar 'n kruis, bo op 'n donkie rug, kom maak die Heer hom tuis, kom maak die Heer hom tuis. Maria, Josef, ek op pad na Bethlehem, die nag was iets besonders met daardie kinderstem. Die kind het aan ons lewe met syne aangeraak, al dra ek nog 'n kruis, ek kan sy grootheid smaak. Op elke donkie rug is daar 'n kruis, bo op 'n donkie rug, kom maak die Heer hom tuis, kom maak die Heer hom tuis. Ek was maar net 'n donkie en niks meer. Tog het daar ook 'n wonder, iets wonderliks gebeur. Vir iemand maak my lewe en wat ek doen ook saak, het ek my dit verbeel, my kruis het lig geraak. Op elke donkie rug is daar 'n kruis, bo op 'n donkie rug, kom maak die Heer hom tuis, kom maak die Heer hom